Goeienaand en welkom by ons tweede aand in ons week van gebed. Ons is besig om twee tekste oor te gesels wat oor die koninkryk gaan en hoe dit eintlik maar dan nou deel word. So ons het gister 'n bietjie gekyk na die gedeelte en gesê wat sou dit beteken vir daai persoon wat daar voor Jesus gesit het of gestaan het en wat sou hy gehoor het of sy gehoor het en wat sou dit beteken vir hulle konteks? Maar ons weet ook dat dit is nie net vir hulle bedoel nie. Daarom is die Bybel vir ons geskryf vir ons hier in 2025 in ons konteks en ons agtergrond in Witpoortjie en waarmee ons besig is. En so dis wat ons vanaand oor wil gesels is om te sê maar wat beteken hierdie gedeelte wat ons gisteraand mee begin het? Wat beteken dit vir ons? En wat is dit en wat dit vir ons of wat kom leer dit ons? Wat nou ons dit ons uit om te kom doen? So voor ons verder gaan, wil ek vra vir Dominee Rudolf om vir ons te bid en dan gaan ek weer vir ons die gedeelte lees. Here, baie dankie dat ons vanaand verder kan gesels oor hierdie teks en oor die waarhede wat ons daarin ontdek. Dankie dat ons kan opgewonde wees, selfs oor 'n teks wat duisende jare oud is. Dankie Here dat U hierdie teks, soos hierdie, sommer net twee versies, gebruik om so baie vir ons te openbaar oor U hart en oor hoe U dink oor die koninkryk en oor die tuiste wat U vir ons elkeen skep. Dankie dat ons verder hieroor kan gesels vanaand en al die luisteraars, almal wat na die video kan nooi om deel te neem aan die gesprek. En daarom is my gebed ook dat hulle vanaand U stem sal hoor en dat hulle werklik sal hoor hoe dat U met hierdie teks elkeen van ons besig is, ongeag wie ons is of waar ons vandaan kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, so ek wil dit dan gou weer vir ons lees net om ons geheue te verfris waarmee ons besig is. En so die gedeelte is Matteus 13 vers 31 en 32, net twee versies. En dit sê die volgende, hy sê, hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soort saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Nou, Dominee Rudolf ons het nou gister gepraat daaroor, wat sou daai persoon nou gehoor het, of wat sou dit vir daai persoon beteken het. Maar ek wil nou die vraag bietjie omdraai en nou sê, maar vir jou, wat beteken vir jou toe ons nou hierdie gedeelte gelees het, en wat het jy gehoor in hierdie gedeelte? Jy, almal van ons is altyd so besig met dit en dat en dit en dat. Ek het ervaar, Desember was my en ek het ervaar hoe dat ek toe ek hierdie teks lees, die kloutjie half by die oortjie bring om te sê, maar jy, ek is vrek moeg om my eie planne te maak en self te probeer sorg. Ja. Dit wat ek insit en dit wat ek uitkry, is nie noodwendig. Ja. En ek nie net met my werk, met amper enigiets in die lewe. En almal van ons dra daai selfde las. Ja. Ons voel nooit dat dit wat ons uitbring is noodwendig gelyk aan doen, dat dit uitbalanseer met dit wat ons insit. En hierdie teks nooi mense om te kom sê, maar weet jy wat, so klein bietjie, so klein soos 'n mosterdsaadjie word ingesit en dan word dit wat daaruit voortkom is baie meer as wat ek in elk geval in die eerste plek selfs beplan het, as ek in beheer was. Ja. En dat dit eintlik hierdie uitnodiging rig, soos wat ons gister ook gesê het, om veilig te voel, om te kom rus in dit waarmee God besig is. Ja. En dis belangrik, want dat ons mekaar sê, ons het al hierdie planne en ons doen al hierdie dinge, maar dit voel nooit vir ons dat dit reg is nie, want ons skep die verwagtinge, want ons is daarmee besig. En steeds daarvan om regtig te sê, let go and let God. Kom ons gee vir God kans om iets hiermee te doen. En dan kom ons agter, maar joh, is baie meer, baie groter, baie beter as wat dit sou wees as dit ek was. En dan oortref dit my verwagting. Ja, nee, definitief. En ek wil baie eintlik by dit sit en sê is baie anderste as wat ons
gewoontes. So ek is iemand wat hou van tuin maak en so ek het daar in my tuin daar waar ek bly het ek so 'n stukkie wat ek uitgegrawe het en alles en ek het mielies geplant daarso. En ek dink een van die dinge wat ons ook gister gepraat het is dat as ons die saadjies sou geplant het, dan sou dit iets gewees het vir ons eie voordeel, né? En so ek sou besig om daar mielies te plant en wonder bo wonder, nou wag ek vir die mielies om uit te kom en dan is daar gewoonlik so een of ander goed wat ook daar uitkom. En as ek het soos, nee, hierdie is nie deel van my planne nie, hierdie was nou nie deel van die hele proses nie, ek het mielies daar geplant, dan mag net mielies uitkom. En ek dink dis maar baie keer hoe die Here werk. Spreuke sê dit ook, hy sê dat ons kan beplan, maar die Here bepaal hoe die pad geloop word. En ek dink dis baie keer ook hoe dit werk, en ek dink dis wat hierdie teks so mooi maak, is dat ons kon dalk die mielies geplant het of die koring geplant het, wat ook al, maar dan kom sê Jesus vir ons, maar daar kom hierdie bos uit, eintlik maar, en maar ons wil nie eintlik die bos hê nie, ons wil die mielies hê of wat ook al, maar God kom en hy sê, maar laat toe, soos jy ook nou so mooi gesê het, laat toe, dat hierdie iets anderste kom, en wees deel daarvan, nee, en dit is eintlik so mooi, die hele idee is om te sê, maar wees deel daarvan, al lyk dit anderste, as wat jy gehoop het, of al lyk dit anders as wat jy voorgewerk het. En om daai toe te laat is maar baie keer eintlik die moeilike deel, nee. Is om toe te laat en sê, okay, ek wil nou die milie gehad het, maar hier is nou 'n bos. Ja, sien, en die mooi daarvan is dat as ons inkoop by die bos, dan sê dit daarvan dat ons mielies wil afforceer vir God se plan. Ja. Dan's daar iets so mooi wanneer ons dit ontdek dat God is besig om regtig vir meer as net ons te voorsien. Ons het gisteraand ook gesien, wanneer Jesus met hierdie mense praat, dan is dit inklusief. Hy nooi almal uit. En in die metafoor ook. Die voeltjies word uitgenooi, al die diere word uitgenooi, nie net die wat kom nes maak in die boom nie, maar al die wat ook in die skaduwee wil kom rus en wil kom veilig raak van 'n donderstorm af, en al die goeders. En in hierdie proses waarmee ons besig is, hierdie gesprek, nooi God almal uit om te kom, soos wat jy nou ook gesê het, om te kom deel wees daarvan. Ons is, Paulus sê so mooi in Korintiërs, ons is medewerkers in die saailand. Ons kan nie net terugstaan en nou maar toelaat en toekyk, want die gevaar natuurlik is dat as ons op die kantlyn staan, dan raak die spreekwoord waar wat sê die beste stuurman staan op wal. En die gevaar is ook dan nou verder dat ek wat dan nou buite staan is hoe ons as mens maar is geneig om dan baie kommentaar te lewer. Kommentaar te lewer oor hoe dit veronderstel is om te lyk, of hoeveel water ons veronderstel is om te gooi, of dis nie die regte plek nie, dit moet geskuif word na allerhande kommentaar lewer. Nee, en dan praat ons die grootste klomp snert, want ons weet nie wat God se plan is nie, nou wil ek my plan daarop afforceer, en nou het ek 'n klomp eiers te lê daarop. En ek weet nie van julle, maar ek het nie die guts om vir Here voor te skryf wat om te doen. Ek is maar een van daai ouens wat as die Here sê hy is besig met 'n ding, dan sê ek net, okay, hoe neem ek deel daaraan? Ek gaan vir geen een oomblik sê dat dit gaan goed wees as mense van buite af staan kyk en nou wil kommentaar lewer oor die gesprek waarmee ons besig is. Ja, en ek wil net daarop antwoord, of nie daarop antwoord nie, eintlik uitbrei, is om te sê dat jy sê die gesprek waarmee ons besig is, en dis nie 'n verwysing net na hierdie gesamentlike week van gebedgesprek waarmee ons nou besig is in die teks nie, maar dis eintlik die groter gesprek, die gesprek om die samesmelt, die twee gemeentes, een nuwe gemeente te maak, nee. En ek dink dit is so mooi daar, en wat jy gesê het, is dat die Here is besig met hierdie. Dis nie ek en jy nie. Dit gaan nie oor hoe hierdie gesprek, hierdie samesmelting tot staan gekom het en die goed daar rondom nie. Dis om in dit in te sien dat die Here is besig om hierdie gesprek eintlik te laat gebeur. Die Here is besig om iets moois te laat groei
iets nuuts te laat groei. En dis eintlik mooi daarin is dat die Here kom nooi ons uit om nie te sê kom maak jou eie bos of kom groei jou eie plantjie hier langs aan nie. Hy sê laat my toe om die bos te groei. En dan sê hy vir die voeltjies, maar kom maak julle 'n nes daarin. Kom bring jou uniekheid in dit in. Kom word deel soos jy mooi gesê het. Dis moenie aan die kant van staan nie. Want kom word deel van die bos. Kom maak jou nesie daar binne in. En dit is my so mooi. Ek weet jy hou ook van natuur en so baie keer dan kyk ek by my huis as ek gras sny dan ek tel nie die gras op nie. Ek los die gras daar op die gras wat gesny het los ek op die gras, nê, om lekker uit te droog. Maar dit is vir my so mooi om te sien hoe die voeltjies kom om daai grasies op te tel en hulle nesie te gaan maak daarmee. En die verskillende maniere hoe hulle nesies maak. Dit is my altyd so interessant. Ek weet hierso by Koelenbeek, as ons net by die een deur gaan uitkom, is daar 'n duifie wat daar bo op 'n lig 'n nes gemaak het. En as jy daarna kyk en sien soos dit lyk eintlik soos een groot gemors. Dit lyk of hy net 'n klomp goed daar gedamp het. Maar dis sy nesie, nê. En dan gaan kyk jy na die mossie en hoe hy sy nesie maak. Dit is so mooi gevleg en geweef en dit lyk soos 'n mandjie. Jy kan amper hom gebruik as 'n waterhouer om net omdop en water ingooi. Ek seker hy's op waterhou ook nog, nê. Dit is my so mooi hoe elke voeltjie sy nesie op 'n ander manier maak. En ek dink wanneer ons praat oor hierdie saamsmelting en al hierdie goed, dan dink ek dit is eintlik die uitnodiging. Moenie kom kommentaar lewer oor die bos nie. Want die bos is nie ons nie. Dis nie ons wat die bos maak nie. Dis nie ons wat die bos laat groei nie. Dis die Here se bos daai. En as ons dink aan die bos, dan is dit eintlik die gemeente, die kerk, nê. Ja. Koelenbeek is nie my kerk nie, dis die Here se kerk. Witpoort is nie jou kerk nie, dis die Here se kerk. Die nuwe gemeente wat ontstaan is nie een van ons se kerke nie. Dit is God se kerk. Maar hy vra vir ons, hy sê kom jy as 'n morsie of wat ook al. Kom jy en kom maak 'n nesie binne in hierdie bos. En kom maak jouself tuis daar, kom maak jouself veilig daarso. En ek dink die groot dit is baie keer maar 'n uitdaging want ons almal verskil, nê, maar ek dink die groot ding deel daarvan is om 'n plek te maak vir mekaar. Is om te sê dat my duifie nesie wat dalk soos 'n gemors lyk, is net so welkom in die bos as jou nesie wat so mooi geweef is en so mooi. Dit lyk sommer net mooi. Dit lyk of jy net sommer 'n foto wil neem van hom, nê. Is om te sê maar kom maak jou nesie. En hoe ook al hy lyk, dit is welkom hier. En soos jy sê, moenie net aan die kant staan en kommentaar lewer en sê, "Ag, kyk daai bos hier, nee, ek wil nie daai nesie hê of wat ook al." Maar eintlik om deel te raak. En ek dink dit is so mooi die uitnodiging van Jesus kom op van Ja, en die mooi daarvan is daai deel word beginsel is dat wanneer ons deel word en ons koop in hierby en ons laat toe dat die bos God se is en God daarmee doen wat hy wil, is dat dis nie net vir ons. Ja. En ek praat nie net van nou. Lank na ek en jy ook nou al beenderige gewees gewas het, Ja. gaan die kerk nog steeds wees. Ja. En lank na die mense vir wie ons so lief is in Witpoortjie gemeente en in Koelenbeek gemeente wat nou een van die dae saam gaan wees. Ja. Lank na dit gaan daar nog steeds mense in daai bos kuier wat God nou besig is om te vorm. Ek meen ons is op die einde van die dag op die meeste rentmeesters. Ons is nie die eienaars nie. Dis God se. Nie die gemeente, niemand in hierdie gemeente of in die kerk van enige kerk kan sê dis sy kerk. Dis God se. En ons dis eintlik half skrikwekkend as 'n mens daar. Ons kan dit nie. Maak nie saak wat ons doen. Ons kan so hard soos wat ons wil, kan ons probeer om God se werk stop te sit. As God 'n ding wil doen, wat gaan hy vir hom doen? Jy kan skop soveel soos wat jy wil. Al wat jy doen is jy maak die lewe vir jouself. So, weet wat, ontdek die mooi daarin. Word deel van 'n baie groter plan, 'n goddelike droom, 'n goddelike gebeurtenis. Wat, soos wat jy nou net gesê het, ons het, dit maak nie saak waar die gesprek begin het. Nie is 100% reg, maar as ek nou terugdink,
is dit ook so dat ek wil nie die woord toeval gebruik nie, maar hoe dit gebeur het. Ons was nog besig met ons eie mielie-lande en ewe skielik tussen my en jou hier kom, dat val God 'n mosterdsaadjie en ek en jy het vir mekaar gesê, okay, kom ons kyk wat gebeur hier, en joe, dis mooi. Dit maak my so opgewonde vir dit wat voor lê. Dit maak my so opgewonde om te weet dat God weet waantoe dit op pad is. En ek kan regtig maar net rustig raak en deelneem aan dit waarmee God besig is. En weet dit gaan goed wees. Romeine 8:28 sê God laat alles ten goeie meewerk vir die wat. Ja, ek dink dit mooi terwyl ek so gepraat het, ek weet so 'n bietjie terug aan my kinderdae. En selfs nou, weet jy, as ek ergens in die bos is. Toe ek jong was, het ek die voorreg gehad om op 'n plot groot te word. En so buite die huis was daar 'n groot boom en al die hoenders het daar gaan nes maak saam. En om so in die aande te sit en hoor hoe hulle kekkel en weet ek maar hulle liedjies sing of wat ook al. Of vroegoggend as ek daar buite by my huis sit om te hoor hoe die voeltjies so saam sing. Dit is eintlik mooi. En ek dink dis juist die uitnodiging. Dis kom bring jou lied, kom bring jou joy, kom bring dit wat die Here jou gemaak het. En kom hê deel in die simfonie van God se koninkryk. As wat ons so baie keer sê, weet jy wat, ek gaan nie op my eie tak sit nie, my eie liedjie, my eie ding bly. Dis nie mooi nie. Maar om deel te hê in die simfonie is mooi. Ek dink dis die uitnodiging wat ook in hierdie gedeelte is om te sê, maar kom al die voëls, kom al die diere, kom almal, en kom word deel van God se. En dit wat God gebring het, soos jy ook gesê het, en gemaak het. En so, kom word deel, kom bring jou lied, kom bring wie jy is, en word deel van dit. En so ek wil eintlik hierdie gedeelte nou afsluit, juist met dit, is om eintlik te sê, daar's twee eintlik uitnodigings in hierdie manier. In die eerste plek is dit vir ons, elkeen self, vir my, vir jou, die persoon wat hierdie video, of na hierdie video kyk en luister, is word deel. Jy kom en word deel. En die tweede een daarvan is nooi nog iemand in. Maar ek kan nie iemand innooi as ek nie self deel geword het nie. En so kom word jy deel en ook kom bring iemand saam, kom nooi iemand saam om deel te word van dit wat God wil maak. En so kom ons sluit ook af. As ons bid en dan sluit ons ook hierdie gedeelte af. Here, dankie dat ons hierdie gedeelte so mooi kon gelees het, Matteus 13 vers 31 en 32. Here, om te dink dat U duisende jare terug het daar, wie weet hoeveel mense voor U gestaan, toe U hierdie gedeelte of hierdie gelykenis vertel het van die mosterdsaadjie. Here, en hier sit ons duisende jare later, en hier gesels ons ook oor dit. En net soos wat dit vir daai mense daai tyd iets beteken het, Here, het dit net so vir ons konteks nou hier in Witpoortjie ook 'n betekenis, Here. Want hier het U gekom en 'n mosterdsaadjie kom neergooi en hier toe hierdie wonderlike bos, hierdie wonderlike boom te groei, Here. En die uitnodiging vir elkeen van ons is om te sê, kom word deel daarvan. Kom en kom maak nes. Kom en kom maak jouself tuis en veilig daarby. Kom bring jou uniekheid en word deel van dit. Maar ook kom nooi iemand. En so, Here, ek dink die uitdaging eintlik vir ons in hierdie week en hierdie tyd waar ons lewe is. In die eerste plek is ek bereid om deel te word van dit wat God kom doen. Nie ek nie Dominee Rudolf nie een van ons twee nie. Dit is wat U kom doen. En die vraag is dan, sal ons deel word van dit? En sal ons mense innooi, saamnooi om deel te word daarvan? Here, mag ons ook in hierdie tyd die goedheid en gunsheid beleef in die nabye. Dis wat dit als in die naam van Jesus Christus. Amen.